Met sy besluit om terug te keer na sy pappa se huis toe, het die verlore seun gemetanoia. Metanoia is een van die Griekse woorde wat gebruik word om die bekeringsproses te beskryf. Dit beteken, ek het in 'n sekere rigting geloop. Die verlore seun het weg van sy pa se vaderhuis afgeloop. Hy het tot insig gekom en omgedraai. Nou daardie omdraai is die metanoia moment. En toe het hy teruggekeer na sy pappa vader se huis. Thomas More beskryf hierdie metanoia of omdraai moment as volg. Hy sê, metanoia is the process by which you enter the kingdom. Jesus asked for a deep shift in worldview. One of the most difficult things to do is to change the way you imagine your place in life. Nothing is more challenging. On the other hand, once this takes place, nothing could be more vitalizing. Truly, it's as if you are born a second time. Your eyes open to a different world. Metanoia comes at a great cost. You are to give up an understanding of life that has been in place for a long time. Vandag wil ek 'n storie met jou deel wat hierdie metanoia proses op so 'n fantastiese manier aan jou en my verduidelik. Die verhaal begin waar 'n jong seun eendag in die veld gaan stap het. Hy het hoog teen die kraanse uitgeklim en afgekom op 'n houtnes met 'n eier daarin. Hy het die eier opgetel in sy sak gesit en koers gekry huis toe. By die huis gekom het hy vir sy pa gevra, "Pappa, wat se eier is hierdie?" Pappa het gesê, "Nee, hy weet ook nie wat se eier is dit nie, maar kom ons sit hom onder die hoenders en kyk ons wat broei uit." So gesê, so gedaan. Hulle het hom onder die hoenders ingesit en na 'n paar dae, toe daar die eier oopkraak, het daar 'n klein arendjie tevoorskyn gekom. Sommer so onmiddellik het hierdie arendjie besef dat hy nie nou maar net nog een van die geveerde vriende hier rondom hom is nie. Anders as die ander geel wolbolletjies wat so rondom hom geskarrel het agter mieliepitte aan, het hy lomp gewaggel en probeer om met sy kromsnavel mieliepit gevreet te kry, maar kon dit nie reg kry nie. Sommer baie gou het hy ook agtergekom dat daar nou nie die grootste van opgewondenheid was rondom sy aankoms nie. Want die ander hoenders het op hom gepik en was lelik met hom en hy kon net nie lekker tuis kom in die hoenderhok nie. So bang het hy onder die hoenderstallasie ingeskuif en daar onder in een hoekie het hy maar sy huis gemaak. Tot sy grootste verbasing het hy eendag 'n roep gehoor en vir die eerste keer in sy lewe het hy hierdie geroep verstaan. Toe hy so opkyk, was daar 'n groot arend hoog bo die hok besig om in die lug rond te zweef. So lomp het hy onder die stallasie uitgestrompel en toe het hy gehoor hoe hierdie groot arend vir hom vra, "Wat maak jy in die hoenderhok? Jy's nie 'n hoender nie, jy's 'n arend." Hy het nou nie goed verstaan wat hierdie ou groot arend eintlik vir hom gesê het nie, maar hy het ook gehoor hoe die arend sê, "Gaan sit op die hoenderstallasie en oefen jou vlerke." Met 'n groot gesukkel het hy sy lewe gewaag om tot bo op die hoenderstallasie te klim. Hy het sy vlerke oopgesprei en tot sy grootste verbasing het hy gesien hoe groot sy vlerke eintlik was. Toe het hy begin om sy vlerke so op en af te beweeg soos wat die groot arend vir hom vertel het. So het hy elke dag, onder groot gelag van die ander hoenders, begin om sy vlerke te oefen. Tot eendag toe, wat daar die groot arend laag oor die hok gevlieg het, en vir hom geskreeu het so in sy oefen, "Laat los die hoenderstallasie." En toe hy laat los, het hy uit die hok uit gevlieg. Vandag moet jy ook die roepstem van God hoor. Jy is nie 'n hoender nie, jy's 'n arend. Jy's nie bestem vir 'n hoenderhok nie, jy's bestem om saam met God op die wieke van die wind te sweef. Jy gaan nooit tuis kom tussen die vriende en hierdie wêreld en sy dinge nie, want jy is koningskind, 'n arend.